Ja, goeiemiddag almal. Ja, dis nou nog nie middag nie, maar dis so 11 uur se kant. Nou, ek maak hierdie audio en hy sal dan nou môre gaan ek hom plaas. So dis vandag Saterdag 2 Mei 2025. En ja, ek met al hierdie dinge saam, ek het gaan sit met ek wil 'n hele lering vir julle maak oor Angola in Suidwes en die Noord-Kaap. Want Vader het vir my laas jaar vir my verduidelik en selfs die jaar voor dit, maar ek moet nou begin verstaan van die ekonomie. Ek moet nou ek droom ek moet die kinders handel leer, ekonomie leer, handelse handboeke leer, asof ek nou iets weet van handel. Nou ja, so en in my droom was dit so gesukkel om handboeke te kry. Ek moet nou die regte handboek hê dat ek nou vir die mense kan leer. En ek is nie in handel opgelei nie. So ja, ek het ook nie bedryfsekonomie op hoërskool gehad nie. Ek het maar die standaardvakke gevat van wiskunde, wetenskap, geskiedenis en Duits saam met die Afrikaans en Engels. Ek het wel universiteitsvrystelling gekry, was 'n paar jaar by die universiteit, maar my graad kan jy nie gebruik eers vir toiletpapier nie. So al wat nuttig is vir my hele graad is my hoëronderwysdiploma, wat dit 'n 4-jarige graad maak, wat beteken ek kan hom onderwys gaan gee. Reg, maar Vader het mos nou maar 'n manier waarop hy vissermanne vat en dan lei hy hulle op en dan gebruik hy hulle om die werk te doen. Nou ek val nou maar in daai hele idee van 'n visserman. En Vader moet my maar oplei want ek weet nie van beter nie. Nou, ek het toe so ruk terug vir julle, onthou julle ek het vir julle 'n hele uur lange audio gemaak waar ek vir julle mooi verduidelik van die FSA is 'n piracy state en dit gaan oor die petrogas dollar. Hulle wil nou migrate, hulle wil hom oorvat die petrodollar na 'n petrogas dollar toe, waar volgens hulle dan eintlik die monopolie is van petrol en gas in die wêreld en dan Rusland en China eintlik in 'n hoek druk in terme van handel, in terme van olie en gas. Rusland het baie olie, maar hy moet dit verkoop om aan die gang te bly. China het olie en gas nodig op 'n aanhoudende basis, selfs Indië. Al hierdie oosterse lande, hulle het nie hulle eie nie, so hulle moet dit iewers vandaan kry. So die plan is dan om hulle in 'n hoek te druk, hulle te wurg en hulle te dwing om by die FSA te koop. Met die gevolg is hulle ekonomie is dan ondergeskik aan die FSA se genade. Nou moet julle my vergewe, ek gaan Engels en Afrikaans te mekaar praat, julle moet my maar vergewe. Hier's baie Engelse woorde, ek het hom net so oorgeskryf. Nou, onthou julle, ek het toe met julle daaroor gepraat, toe sê ek vir julle van die plan van die FSA, en dit gaan oor die hele westerlike hemisfeer, om dit onder sy beheer te kry, in terme van handelsroetes, seeroetes, handelskorridors, petrol en gasreserwes, en nou is daar 'n ander een wat bykom, naamlik rare earth minerals. Hierdie besondere minerale, en jy moet nou maar leer soos wat ek het nou geleer het, dit gaan oor die koper, die coltan, wat is iets wat ons nie ken nie, maar hy kom hier in Midde-Afrika voor. Hy hou nou nogal 'n electronic charge, dit is soos ek het verstaan. En dan die kobalt, en dan die lithium. So hierdie goed is baie belangrik, want sonder dit kan die FSA nie 'n stelsel implementeer waar volgens hulle die major producer is en die hoof monopolie is. Hulle te hou vas op al hierdie bronne, hulle te hou vas dan eintlik op die produksie, en hulle stoot vir China en Rusland uit die mark uit, en hulle maak hulle ondergeskik aan die FSA. Dit wil sê, as China dan nou iets wil doen, moet hy by die FSA sy minerale gaan koop. Op hierdie stadium het die FSA altyd dit gekoop by China, en hulle wil hierdie hele situasie omkeer. En dit is wat Trump mee besig is. Hy is nie eintlik 'n militêre ou nie, dit is so,
van die militêre deel en van die weermag en so aan verstaan hy niks nie, maar hy verstaan baie goed van handel en handelskorridors en produksie en geld maak. Dit is wat hy baie goed kan doen. Nou ja, en dan is die man heel moontlik nog 'n psigopaat ook. So daar's nie by hom hierdie empatie en simpatie vir die Amerikaanse volk nie. Hy is hier om groot geld te maak en groot geld te maak vir sy sponsors. Wat die Jode is, dit is so, maar 'n groot hoeveelheid van dit was onder andere oliemaatskappye, Chevron, ExxonMobil. Daai ouens het groot geld gestort in hierdie man se verkiesing veldtog. Maar die gevolg is, he is doing their bidding. Hy gaan doen wat hulle vir hom sê. En, want kyk, hy is nou maar eintlik net die puppet government vir hierdie ouens. Die VSA se ekonomie is in groot moeilikheid, want behalwe dat dit gaan oor die petrodollar, en die feit dat die BRICS-nasies nie meer die petrodollar wil gebruik nie, dat hulle wil handel dryf in hulle eie currencies, of dan in een standaard currency, soos byvoorbeeld die yuan, of dalk die rubel, en dit is 'n groot gevaar vir die VSA. Want die ekonomie is besig om ineen te stort. So die VSA, baie soos Suid-Afrika, produseer prostituie en sigarette en 'n bietjie drank. Dit is wat hulle produseer. In die laat 90's en die vroeë 2000's het hierdie groot tech-maatskappye en die ander ouens wat by hulle deel geraak het, en ek onthou dit goed, want dit was nou nogal groot in die nuus, het hulle hele produksiebasis geskuif na plekke soos Indië en China en hierdie oosterse nasies, want die arbeid is so cheap. Maar die gevolg is, die VSA het afhanklik geraak van eksterne produksie basisse. En wat beteken die VSA is dan nou afhanklik of ondergeskik aan hierdie eksterne bronne, wat onder andere die Chinese is in 'n groot mate. En natuurlik die petrodollar se groot basis is maar die OPEC lande, die Saudis en nou ja, so aan. En toe het ek vir julle mooi verduidelik wat gebeur tans met Iran, wat het gebeur met Maduro en Venezuela, en hoe die VSA nou hierdie beheer oor die bronne begin verkry het, terwyl hy die markte eintlik by ander lande steel, soos Qatar, die Saudis, United Arab Emirates en by Iran. En dan besteel hy Rusland, hy kaap Rusland se tankers, en hy maak dit vir die China baie moeilik om ekonomies te oorleef, omdat hy sy energie afsny, hy wurg hom. Nou dit moet uitloop op 'n derde wêreldoorlog, dit kan nie anderste nie. En hoe langer Rusland en China vat om op te tree teenoor die VSA as 'n piracy state, hoe groter gaan die krisis raak. So indien hulle wag tot 2030 of 2036 voordat hulle optree militêr teenoor die VSA, wel dan is hierdie window of opportunity daarmee heen. Want onder Biden het daar nie veel gebeur nie. Hulle het die land leeg gesteel in terme van geld aan die Joodse staat vir daai oorloë daar, en vir Oekraïne vir die oorloë daar. Die VSA moes hierdie oorloë dra in terme van wapens en Amerikaanse belastingbetaler geld, massiewe lenings, en hulle het nie die geld daarvoor teruggekry nie. So ekonomies het hulle gevou onder Biden. Nou het hulle hierdie plan van stapel gestuur oor hoe hulle die Amerikaanse ekonomie wil regryk, hierdie beheer gaan toepas oor die wêreldekonomie tot voordeel van VSA, belange in VSA ekonomie, en hoe hulle die produksiebasis wil terugskuif na die VSA toe. Onthou wat ek gesê het oor die groot werke wat hulle wil doen, die shipping yards, en hulle sal hulle vloot moet drasties opdateer om as 'n polisieman op te tree
om sekere kapings en seerowery dan nou nie net uit te voer nie, maar ook hulle eie skepe daarteen te beskerm. So dit is waarmee die FSA besig is. En nou het hy by die volgende punt gekom, naamlik rare earth minerals. En soos ek weer sê, hierdie planne wat in plek gesit het, is vir die volgende aantal jaar 2030, 2033, 2036. Nou, ons weet almal wat het Vader gesê, en dit is, as ek nou al hierdie dinge kyk, dan raak ek so bietjie benoud, en dan is dit asof ek asem skep, en dan sê die Heilige Gees vir my, moenie worry nie, Vader het alles onder beheer, hierdie is sy wonderlike groot plan, we have to go with the flow and ride with the tide, en prep terwyl ons nog kan, en dan op 'n stadium ons popcorn gaan eet, op 'n klip onder 'n boom daar in Noord-Kaap, want dit gaan moeilik raak, baie binnekort vir Suider-Afrika. Die hele area gaan gedestabiliseer word. En hierdie goed wat Vader nou in plek sit, is eintlik tot ons voordeel. Nadat ek alles hier uitgewerk het, en ek het 2 ure geskryf van hierdie hele audio, en dit is brain maps wat ek gemaak het. Ek het 3 bladsye geskryf, 3 bladsye. En toe het ek gisterand nog oor die 2 ure met DeepSeek gepraat, om vir my sekere vrae te antwoord. Nou, dit is so dat as jy die artificial intelligence gebruik, wat lekker is, hulle kan die bronne gee, en hulle sit vir jou nou nogal die lospunte by mekaar. Maar as jy nou nie die regte vraag vra nie, gaan jy nie die regte antwoord kry nie. So, dan raak het gibberish. Jy moet 'n intelligente gesprek voer met die AI, sodat sy vir jou die regte inligting na vore kan bring, sodat jy 'n sinvolle ding daar kan opstel. So, ek wil, voor ek dit begin, ek is nou jammer, ek het nou 11 minute gepraat, en ek het min of meer seker nou maar niks gesê nie, ek vra verskoning. So, laat ek nou net eers te gaan na die begin toe, en dit gaan oor voorspellinge wat gemaak is met betrekking tot Angola, met betrekking tot CAR, en die inkoms van FSA troepe. Volgens Blikstem Dromer sien hy groot drama in Angola. Hy sien hoe die Angoliese Angolan elites, so die topstruktuur van Angola, klim op klein vliegtuigies, en hulle vlieg in hier na Suid-Afrika toe, en dit is een van die laaste tekens voor 'n revolusie. En as ek nou hierdie dinge vir jou mooi gaan uitwerk, dan gaan jy agterkom, die revolusie waarvan hy daar praat, wat hierdie destabilisasie in Angola as die aanduiding van hierdie krisis in Suid-Afrika, is die tweede revolusie. Dan is dit nou nogal die profesie oor die Russe en die FSA sal eerste kontak slaan in Afrika, in Central African Republic, in CAR. Dit het hy lang terug gesien, dis die Blikstem Dromer. En dan het hy onlangs gesien dat die FSA troepe inkom by Kaapstad, en dit sal wees onder 'n Doornbos regering, dit sal nie wees onder 'n ANC regering nie, en dan deurbeweeg tot in Angola, om dan dinge daar te gaan probeer doen of regmaak. En ons het dus nou stukkies van 'n puzzle, en dit is wat God doen, hy gee net stukkies. En die idee is dat ons maar die stukkies by mekaar sit en self 'n studie doen. Dit het maar alles te doen met die werke. Die werke is die een wat ons deurtrek, nie die geloof nie. Die werke trek ons deur. Geloof sonder werke is dood. So, Vader het nou die inligting gegee, nou moet ons gaan uitvind wat gaan aan. En dit is hoekom hy vir my gesê het, jy sal moet gaan uitvind oor handel, en export, en olie. Ek weet nie van dit nie. Dit was nog nooit my belangstelling nie. Ek is maar 'n onderwyseres, ek kan werk uit 'n handboek uit. Maar ons veg anderste as wat ons voorouers geveg het, sê Siener. En hierdie wat ons hier doen, hierdie samestelling, hierdie verstaan van hierdie ingewikkelde planne op die tafel, hierdie handelsplanne wat hulle het, vir die Southern African hulle praat van 'n Southern African Corridor, is iets wat jy moet baas raak. Soos wat ek het moes baas raak, moet jy dit baas raak. So dan moet jy maar die audio 2 of 3 keer luister, dat jy mooi verstaan.
waarmee hierdie ouens besig is, want hulle dink groot. Kyk, die Amerikaners doen mos die dinge groot, hulle vreeslike groot bekke aan hulle, en dan doen hulle doen alles so groot. Nou ja, dit is maar 'n bietjie anders as ons Judeërs. Nou goed, kom ons luister na wat sê die Amerikaanse ambassadeur in Suidwes. Jy sal sien, ek praat baie keer van Suidwes. Nie altyd van Namibië nie, want vir my is dit nog steeds Suidwes. Ons gaan dit ook terug nie. Ons gaan die naam terug verander na Suidwes toe. Nou, hy het gepraat onlangs, seker so begin April 2026. So hierdie is vars nuus. Ambassador Giordano's remarks at US Embassy reception on the eve of the Namibia International Energy Conference by the US Embassy in Namibia. Ambassador Giordano remarks at US Embassy reception on the eve of the Namibia International Energy Conference. Dan staan hier, good evening, welcome to the United States Embassy. Thank you for joining us on the eve of the Namibia International Energy Conference. Before I go any further, I would like to recognize Nampua's president, leaders from Chevron, ExxonMobil, Shell, Baker Hughes, Halliburton in SLB, and media heads and editors from leading business outlets. It's all business. And also collateral damage. It's all business. Ou moet dit net mooi verstaan. I would also like to recognize and thank this evening's co-host to the American Bureau of Shipping. Luister mooi, het gaan oor die skeepsvaart. John, thank you for your partnership as we celebrate the 25th anniversary of the United States. The American Bureau of Shipping represents something fundamental: standards, trust, and reliability. The architecture that allows complex systems to operate at scale. And that is what tonight is about. The systems now being built across Southern Africa. Julle moet mooi luister, want hierdie ou praat nie een keer politiek nie, want dit is nie waaroor dit gaan nie. Ek het nou al tot die skokkende ontdekking gekom, met wat Trump betref, en seker baie ander presidente, was dit nie die ideologie wat hom dryf nie. Ons het hier te doen met die ekonomie wat gedryf word, bepaalde ekonomiese fondasies wat neergelê word. It's no secret, certainly not amongst those in this room, that we stand at the precipice of a structural shift in the global economy. So hy sê ons staan by 'n afgrond van 'n geweldige verskuiwing in die wêreldekonomie. Dis natuurlik 'n verskuiwing wat die FSA na vore wil bring omrede hulle as 'n buffer wil optree teen China en Rusland. The next era of industrial power will not be defined by access to resources alone, but by the ability to successfully integrate energy, critical minerals, and infrastructure into systems that operate reliable at scale. That's the difference between potential and power. Onthou nou, daai Nieu-Seelandse profeet het gesê, hy sien, God gee vir ons Suid-Afrika, Suidwes, Botswana, Zim, ons was so 'n stukkie hier van Mosambik, die sak weg onder die see, Zambia, Malawi en Angola. Ek dink groot dele van DRC gaan wegsak onder die see. Ek dink ons gaan sien dat daar 'n sinking is daar. Hoe dit ook al sy. So wat ons hierso sien is die Amerikaners wat inbeweeg om sekere infrastruktuur in plek te sit sodat hulle die bronne kan ontgin en uitvoer en verkoop. Hulle soek die monopolie oor hierdie area. En hulle kan dit militêr doen onder die regte omstandighede. The next era of industrial power will not be defined by access to resources alone, but by the ability to successfully integrate energy, critical minerals, and infrastructure into systems that operate reliable at scale. That is the difference between potential and power. The United States did not become an industrial power because of natural resources alone. We become one by building infrastructure, systems that connect
connected energy production with markets. The impact were nothing less than transformative. Modern corridors served as specialized channels that enhanced trade flows, supply chain efficiency, and regional competitiveness. So, luister mooi. Ek nou nog gepraat van die energy production, nou, en dan praat hy van die markte, en dan praat hy van die corridors. Hierdie corridor woordjie gaan jy baie hoor, corridor. Wat 'n specialized channel is om hierdie handel te bring vanaf die resource van die bron via die corridor tot daar waar jy hom kan uitverskeep. Jy kan hom export via 'n havens verskeping, die tipe van ding. Infrastructure didn't follow growth, it enabled it. And today we are seeing that the same dynamic begin to take shape in other regions of the world, particularly right here in Southern Africa. And as supply chains realign, Namibia sits at the rare and extremely important intersection. So Namibia is vir hulle baie belangrik. Min mense, en ek dink baie bronne, maar dit verkondig hulle nou nie wyd nie, maar dis min mense, maar hulle praat daarvan dat Suidwes se paaie en se spoorweg is goed in stand gehou. En ons weet die Duitsers was baie betrokke vir 'n lang ruk by Suidwes met betrekking tot infrastruktuur, instandhouding en die gee van geld. Ek dink as mens bietjie navraag gaan doen by artificial intelligence, gaan ons meer van hierdie inligting kry. First, Namibia is home to significant rare earth deposits and critical minerals, including uranium, of which it is the planet's third largest producer. Waarvoor het jy hierdie uranium nodig? Wel, jy moet jou power plants gaan jy kan dryf daarmee, en jy gaan al jou bote kan jy dryf daarmee. Jy sit vir hulle almal nuclear in. Dan ry hy 20-25 jaar voor jy enigstens iets mee moet aan hom verander. This means it is at the center of global nuclear fuel supply at a time when demand for high, reliable baseload electricity is growing like never before. Second, Namibia has the potential to become a promising oil and gas producer, with international energy leaders like Chevron and Shell actively appraising significant offshore discoveries supported by US oil fields service companies such as Baker Hughes, Halliburton and SLB. Nou ja, is interessant. Ek het nou die dag gedroom, die Duitsers raak vreeslik betrokke hier in Suid-Afrika met mosgas, maar daar word groot gasreserwes ontdek in Botswana. Nou ja, vandaar moet jy hom kan uitvoer, of via mosgas, dat jy hom daar via, of jy moet hom dan nou, wat beteken die spoorlyn moet daar wees, of jy moet hardloop via jou ports, jou havens in Suidwes. And third, Namibia has one of Africa's most coherent export-oriented infrastructure systems integrating high-quality roads, ports, and logistic corridors. But what matters is not any one of these elements in isolation. This is not a collection of projects. It is the early formation of a system. What truly matters is that these elements are finally beginning to align. Namibia is emerging as a strategic node in a South African energy corridor, a system with a potential link to minerals, offshore energy, and infrastructure into a platform capable of supporting global supply chains. So jy moet alles hier reg hê, jy moet jou myne moet hardloop, en natuurlik die sekuriteit vir jou myne. Jy moet jou myne laat hardloop, jou spoorweë moet hardloop, jou ports moet hardloop, daar moet fuel wees, daar moet genoeg brandstof wees om al hierdie hele ding aan die gang te hou, en jou energy systems moet daar wees om hierdie hele ding aan die gang te hou, voordat jy suksesvol massas hoeveelhede kan export. En ons gaan nou praat oor wat is hulle besig om te doen. And in the AI era, ja, dit gaan oor die artificial intelligence, dit gaan oor die data centers, dit gaan oor die electric vehicle batteries,
dit gaan oor die massiewe batterye wat jy nodig het as jy 'n solar en wind en hydrogen, as jy met daai power systems werk, dan het jy nodig om massiewe batterye te hê om iets te stoor. Want die krag wat hulle wil neersit vir hulle stelsels, want onthou soos op pad na die 15-minute city toe, en die artificial intelligence gaan alles beheer, en ons gaan by die huis sit met ons vinger in ons neuse, wil hulle heeltemal afgaan van hierdie steenkool en so aan, die energie moet baie beperk en bepaal word, hulle soek die energie, dit gaan nie oor die gewone mens so seer nie, dit gaan nie oor die gewone Amerikaner nie, dit gaan oor die topstruktuur en die monopolie wat hulle wil daarstel deur middel van die teknokrasie, dit wil sê die datacentrums, die AI, Google, Lavender, Palantir, gekombineer met die energiestelsels om hulle self aan die gang te hou vir batterye, selfone, computerchips, wapenvervaardiging. Dit is wat hulle wil doen. So dit is so 'n hybrid kop wat ons daar sien. I say, and in the AI era, timing matters. As I recently wrote in Newsweek, the AI race will not be won in data centers alone. It will be won in power plants, ports, and supply chains, where energy and minerals are produced at scale and where the systems that connect them are built to operate reliable. So daar sê hy dit vir jou. Hy het dit nou mooi vir jou verduidelik. En onthou wat ons gelees het in die Bybel, Openbaring 13, die FSA is die een wat die beeld bou vir die dier en wat die gees aan die beeld gee. Onthou? So hulle moet hierdie probeer om 'n ekonomiese powerhouse te raak met monopolie oor al die bronne so ver as moontlik, veral in die westelike hemisfeer van die wêreld, sodat hulle hierdie hele stelsel kan neersit en operate. So what does it take to move from potential to execution? 3 things. First, clarify and predictability. Regulatory frameworks that are transparent and efficient are key. Second, alignment between governments, industry, and capital. And third, standards, the ability to build systems that are trusted globally. As we as a nation look back on our trajectory over the last 250 years, and if the past is a prologue, the next 250 years will be defined by nations that can execute on delivering these reliable energy systems, secure mineral supply chains, and the infrastructure that connects them. Under President Donald J. Trump, America stands ready to lead this effort, bringing the same pioneering spirit that built our nation into partnerships that will shape the global economy for generations to come. And to do so, we are prioritizing working with reliable rule of law jurisdictions like Namibia to bring together capital, technology, expertise, and local talent to support the systems that can operate at scale and endure over time. That is why this moment matters. That is why the Southern African energy corridor matters. This is where resources become systems and systems scale, where raw potential turn into reliable, investable, and globally relevant capacity. Once that happens, growth accelerates exponentially and power concentrates. Skus my Engels. Ek is 'n Afrikaans sprekende boer. Ek sal nooit iets anders wees nie. Nou, ek het in die week 'n video gemaak toe ek hierdie ding baie kortliks bespreek, want ek kan nie 10 minute min of meer praat op TikTok, so dit was baie vinnig. Ek het net die belangrike dele uitgehaal, maar vir julle gaan ek dit baie meer in detail gee, so luister mooi. Uit hierdie hele toespraak het ek begin om met DeepSeek te praat, dat sy vir my antwoorde gee. En dit gaan dan nou daaroor, dit gaan oor Angola en Namibië en in 'n groot mate die Noord-Kaap. Nou, dit gaan oor 'n network of energy and logistics systems met Namibië as sy basis. Toe vra ek nou maar wat se systems. Toe sê sy 'n hawe, Walvis Bay, wil hulle gebruik as 'n baie groot hawe as eksport, hy's klaar daar. En dan die uitvoerinfrastruktuur sal dan nou gebruik word van RSA, en dan die landlocked lande, ouens wat nie hulle eie hawens het nie, soos Botswana,
Zambië en Zimbabwe. Sal hulle dan nou daai ouens stadig maar seker inkorporeer vir invoer en uitvoer van produkte en minerale en gas en olie en petroleum en wat ook al. Maar dan is Suidwes hulle groot basis. En ek glo hulle gaan alles in hulle vermoë probeer doen om Suidwes te hou. Al sit daar 'n Annie daar, kyk, hulle het ons nou 'n vroue president gekry en die Annie is eintlik baie anti-Amerikaans. Maar hulle die Suidwes is nie ryk nie, want hy het min mense, so hy het min belastingbetalers. So hierdie tipe investment is eintlik vir hulle baie belangrik. So hulle kan nie eintlik nee sê nie. En dit is maar waarop die FSA staat maak. As jy jou oë so uitvee, dan het hulle jou gevang in die wip. En dan dit is wat hulle presies wat hulle gaan doen. Nou, daar is baie belangrik, dit gaan ook oor 'n energie-infrastruktuur. So, jy die uitvoer, jy het nou van die spoorweë, jy het nou al paaie, jy het nou al hawens, dan is daar 2 energie bronne, naamlik Anna. Dit is 'n 400 kV transmissielyn vanaf Angola na Suidwes toe, maar lyk vir my is nog nie heeltemal klaar nie. Hy's in aanbou. En dan is daar hydrogen pipelines in die West Coast Gas Project. Ek dink sy naam is Boegelberg. En mense hoor nie van hierdie goed in die nuus nie. Niemand praat dan nou oor hierdie goed nie. So lyk vir my albei hierdie projekte is nog in aanbou. Ek weet nie hoe ver is dit nie. Reg. En toe kom ons nou terug. Toe vra ek vir haar, maar hoe voel Angola? Want kyk, hulle trek Angola in. Want dit gaan oor dat Angola het te doen met die Lobito korridor. So, en die Angolese regering sit bietjie op die draad, hoor. So, dit gaan nie net oor Suidwes en Suidwes se uranium nie, en Suidwes se walvisbaai nie. Dit gaan hier ook oor dat jy Angola daarby inkorporeer as 'n volgende basis, deurdat jy die Lobito korridor daar stel. Nou hierdie Lobito korridor is dan 'n treinspoor wat dan nou hardloop van die DRC af tot in Angola. Angola het 4 hawens waar hulle dan nou kan eksport. Nou Angola is ook nie finansiëel baie wonderlik wel af nie, maar hulle het die olie, hulle het die diamante en hierdie korridor moet deur hulle hardloop tot daar waar hy kan uitgaan op die hawens. So dit is vir hulle eintlik 'n groot geleentheid om geld in te win. Maar weer eens, dan moet jy maar na die weste kyk, jy moet na die FSA kyk. Want hulle is dan die ouens wat baie graag hierdie infrastruktuur ontwikkel wil hê. Nou, ons sien dat hulle begin het met hierdie planne. Hierdie Lobito korridor is reeds in werking en lyk vir my, hy het reeds begin met aflewering. So hy's klaar aan die gang. Hulle het hom begin bou, lyk vir my, of aan die gang gesit, of die dinge daar begin doen, regtig groot skaal met groot planne onder Joe Biden. So Trump het net eenvoudig oorgeneem. Nou, so die DRC is baie belangrik, want hy het kobalt, hy het coltan en hy het koper, baie groot reserves van dit. Hy het hierdie hele aantal myne en hy sit met geweldige onrus aan die ooste kant, veral met M23 en die Rwandese regering. En daar's derde magbedrywighede daar en dit gaan en die Chinese natuurlik, en dit gaan oor die beheer en bestuur van hierdie myne en die uitvoer van hierdie minerale na die buiteland teen koste. En daarom het die FSA nou oorgegaan. Kyk, hulle het nou die Lobito korridor, daai treinspoor is nou daar. So nou wat is die volgende plan? Wel, die volgende plan is DRC Congo to establish a US-backed paramilitary guard for mines. So die FSA het toe gaan sit met DRC en ek dink dit het reeds ten minste laas jaar begin en gesê ons bewillig $100 miljoen en ons gaan vir julle help om 'n paramilitary guard op te rig. Ons gaan julle weermag vat en dan gaan ons hom organise.
en sodat hy die 22 mining provinces kan begin oppas. En natuurlik inpanne, maar daar is van daai myne wat behoort aan die Chinese en hulle wil die Chinese uitdruk. En dit is to secure access to critical minerals as the DRC struggles with rebel groups for control of territories containing reserves, naamlik M23, Rwanda en dan die Chinese. Hulle wil by die einde van 2028 20.000 van hierdie sogenaamde guards hê, wat eintlik 'n proxy weermag is, om hierdie 22 myn provinsies te beheer en bestuur. Hulle gee hulle 6 maande opleiding, die eerste batch kan hulle dan nou in werking stel teen Desember, en dis 'n belangrike datum, 2026. Weereens, dis 'n proxy weermag. Jy gebruik die swartes, jy lei hulle op, maar hulle is eintlik onder bestuur van die FSA. Die DRC het 'n 70% global output of cobalt. En dit gebruik jy in elektriese batterye, elektriese vehicles en die tipe van ding, wapensystems en so aan. En die FSA het solank al partnership oorgegee van 'n US firma met die naam Virtus Minerals, met betrekking tot 'n sekere DRC maatskappy. So daardie, en ek onthou, ek dink is Marco Rubio, wat laas jaar in Angola was, waar hierdie dinge al begin gepraat word. So ons sien nou ewe skielik hierdie plan om 'n proxy FSA weermag op te rig in DRC met die doelwit om die Chinese uit te druk. En natuurlik op die ouene M23, maar daaroor sal ons nou praat hier op die einde. Nou, die Angolese regering sit nou nogal op die draad. Die Angolese regering het gesê hulle wil die middle ground hê. Die Chinese kan 'n bietjie belê, die FSA kan 'n bietjie belê, Europa kan 'n bietjie belê, en dan word hulle nou hierdie regional hub, en hulle het hulle is georganiseer, maar hulle sit so mooi in die middel tussen die ooste en die weste, en om een of ander rede dink hy die FSA gaan daarmee tevrede wees. Ek enige sot kon vir hom vertel, dit kan nie werk nie. Nou die ou wat in beheer is, daar is president Lourenço, en hy is baie gewillig vir FSA besigheid. Hulle het nou die dag, laas jaar dink ek, het hulle groot ekonomiese konferensie gehou, en baie opsies op die tafel gesit vir die Amerikaners om te kom kyk, en die Amerikaners het vreeslik belang gestel. Naas die feit dat daar lyk vir my 'n ooreenkoms is tussen die Angolese weermag met die Ohio State Guard. Ohio is 'n staat in Amerika. So, en hulle het 'n State Guard, dit wil sê is 'n weermag. Nou, lyk vir my daar is 'n state partnership tussen Ohio en Angola se veiligheidsmagte, seker maar vir opleiding onder andere en wapens. Om hierdie mag voorlopig staande te hou. Nou hierdie president Lourenço, hy regeer van 2017 af, hy's MPLA. Onthou julle, ons magte het 'n bosoorlog geveg teen MPLA en die Kubane. En UNITA was ook betrokke, waar UNITA dan natuurlik befonds is deur die CIA, die FSA, en dan het ons die boerevolk, die Afrikaners, die Suid-Afrikaanse weermag gehad, wat probeer het om hierdie insypelaars uit Angola uit, hierdie terroriste, te probeer stop op die Suidwesgrens. Onthou julle die storie? En van MPLA is eintlik in beheer van Angola sedert 1975. En dit is maar 'n baie korrupte stelsel. As ek kyk na die ekonomie en ek kyk na die antwoorde wat ek gekry het by artificial intelligence, dan lyk dit nie asof dit veel beter gaan noodwendig met die Angolese self, met hulle ekonomie en hulle lewensomstandighede nie. So daar is, weet jy, soos 'n klomp swartes by mekaar. Dis baie maklik om hulle op te sweep om iets anders daar te stel. So, die Angolese regering het 4 hawens, wat behoort onder andere aan die United Arab Emirates, die Franse, die Switsers en die Italianers. Lyk vir my, hulle bedryf die hawens onder beheer van die Angolese regering. Hulle grootste handelsvernoot was altyd China, met $45 biljoen.
Maar die FSA wil hierdie is besig om 'n strategic reserve of 60 minerals te bou. En ons sal later daaroor praat. Dis die eerste keer in my lewe dat ek van hierdie goed hoor. Ek sê vir julle, ek is omgeslaan in terme van wat mense uitdink om dinge te doen. Nou ek verstaan, dit gaan seker oor markte en ekonomie en groot geld, maar ek dink nie so nie. Ek is 'n baie eenvoudige mens. Ek dink natuurlik hoe vinniger ons teruggaan na die eenvoudige manier van meganies. Alles wat meganies is, kan vir my werk. Hoe beter. Maar ons sit nou met 'n situasie waar ons hierdie groot honde het wat beklei vir bene. So, wat beteken ons is die Polony en die toebroodjie? Goed, nou, so, hulle wil Namibië as 'n sentrale basis maak, as gevolg van sy, hy's 'n reliable platform for global export. Die Suidwes-Afrika is bekommerd oor die US expansionism, maar eintlik het hulle nie, lyk vir my, 'n keuse nie. Kyk, hulle word nou maar saamgesleur, want dit gaan oor ekonomie. Die Namibiese sentrale bank het ook gewaarsku, hulle is bekommerd oor die FSA se trade war met Suid-Afrika, want die Namibiese dollar is gepeg aan die rand. Val die rand, wel dan is Namibië gedestabiliseer. Nou daar is nou nie baie mense daar nie, maar ek glo daar is geleenthede vir oorname. Ek is net nie seker deur wie en wie daar betrokke is nie. Ek is nie op datum van die nuus nie. Die ouens in Suidwes, kyk, ek praat nou sommer met julle ook. Julle moet wakker slaap. Want sieners sê julle vlug Noord-Kaap toe. Nou vir watter rede sal julle vlug Noord-Kaap toe? Wat gaan daar gebeur dat julle moet vlug Noord-Kaap toe? Dit kan nie wees omdat die Amerikaners daar oorneem nie. Dit moet iemand anders wees. En dit veroorsaak dan so 'n major krisis dat die Amerikaners voel en die Duitsers voel, maar hulle moet Duits-Wes gaan terugvat. Verstaan julle wat ek vir julle sê? So julle moet wakker wees en kyk wat is besig om te gebeur daar, want ek dink as daar 'n swaai kom, of wanneer daar 'n swaai kom, nie as nie, as is verbrande hout, wanneer die swaai kom, gaan dit baie vinnig kom. Want sieners sê baie duidelik, hy sê julle waans is ingespan en die disselboom wys suid. Nou julle gaan nie Kaap toe nie, maar julle gaan Noord-Kaap toe, want julle sal aansluit by ons in die Noord-Kaap. Dis dieselfde met die Zimbabweërs. En die klomp blanke Rhodesiërs wat maar 'n handjievol is in die land. Daar gaan dinge ook baie sleg raak en ons weet hulle vlug Suid-Afrika toe in die tyd wat Suid-Afrika, wanneer ons hierdie groot onttrekking het ook in Suid-Afrika, en ek vermoed dit moet dit is te doen met die eerste onttrekking en nie die tweede nie. Ek dink dit het te doen met hierdie eerste revolusie wat afgaan in Suid-Afrika, wat ons nou sien wat besig is om op te bou, seker na die wintermaande toe, tussen die Zulus en die xenophobic attacks en MK en so aan. Ons is op pad na 'n ding toe daar, wat 'n mens natuurlik moet dophou. Maar julle moet, ek gee vir julle die raamwerk, julle moet weet wat aangaan. Julle moet wakker slaap. Nou, hierdie FSA proxy army wat hulle dan oprig in die DRC, is teen China en Rusland hoofsaaklik. Dit is 'n private weermag wat eintlik gesponsor word deur die United Arab Emirates en die FSA. Nou wat moet hulle beveilig? Hulle moet die Lobito korridor beveilig. Dit is die treine en die pipelines vanaf DRC na Angola toe. Die koper, die kobalt via DRC na Zambië, na Zambië na Angola toe. Dis die koste daarin sover, ek dink die belegging was $6 biljoen en is 1700 kilometer trein spoor, en hy seker net een nie, daar seker 2, want dit is soontoe en terug. En it will be bypassing Chinese controlled ports, né? En dan gaan dit vir hulle ook oor Namibië se uranium van $12 biljoen project met die Palabora projek. Kyk, Palabora is hierby ingesluit. Maar hoe hulle ek het gaan kyk, hulle praat van 'n treinspoor van Johannesburg na Walvisbaai toe. Dit is die plan op die tafel, 'n treinspoor van Johannesburg af na Walvisbaai toe, wat ook amper 2000 kilometer is. Om te kyk wat hulle kan doen in terme van hierdie krisis, om die goed van Palabora te kry na die westelike kant
van Afrika en dit uit te voer. Jy kan nie uitvoer ooste kant toe nie, want jy sit met daai gemors van Mosambiek. En niemand wil betrokke raak by Mosambiek nie. Lyk vir my, dis 'n free for all daar. Die Suid-Afrikaanse weermag is nie betrokke daar nie. Die CIA is bietjie betrokke by die opleiding van Mosambiek se veiligheidsmagte, maar lyk vir my nie asof hulle 'n vreeslike 'n plan het nie. Die Wagner groep was ruk terug daar betrokke, maar dit gehardloop, dit was om in 2019. So jy kan nie jou uitvoere rig ooste kante toe nie. En dan sit jy met die Zulus in Natal, en die Zulus soek Natal, want dit gaan ook oor die uitvoer. Dit gaan oor Richards Bay en die Durbanse hawe. So as hulle die hub kan wees vir eksport, hulle hawens hardloop en hulle kan ontslaa raak van die vreemdelinge, en hulle kan die blankes is van die grond afdryf, dan het hulle daai hele area, plus daai treinspore kan hardloop deur hulle hawens, en dit is inkomste, dis toerisme, dis landbou, bietjie landbou. Ons weet dit, die nasie kan op sy eie voete staan nie, maar dis hulle planne op die tafel. En ek glo dat die VSA het aan MK groot beloftes gemaak. Dat daar Russiese betrokkenheid is by MK sal ek nie ontken nie. Maar my persoonlike opinie is, na aanleiding van wat vader my gewys het, is dat die VSA direk betrokke is by die opsweping van die Zulus en die Impies en Zuma hulle, met hierdie belofte van, as julle oorneem wel, en julle kan proef wees, julle is ons goedgesind, wel, dan gaan ons julle help. Ons sal julle help om in beheer te bly. Julle moet net ontslae raak van hierdie Cyril Ramaphosa regering, wat sy gat aan ons afvee, en wat sterk die ooste goedgesind is, wat by BRICS ingeskakel is, dit gaan oor die Suidsee roete en so aan. Soos ek sê, die Amerikaners dink groot, op 'n skaal wat ek sukkel om by te hou mee. Dan kyk ons hierso. Nou, ek het 'n bietjie gaan vra, nou oor Angola. Nou, weer eens, hulle wil, die Angola het onder andere LNG, hy het liquid natural gas, wat hulle op hierdie stadium eksport na Europa toe. Maar hy's nie 'n match teen 'n plek soos Qatar se LNG nie. Qatar se LNG, daai ras daarvan, basis van hom, wat die gas voorsien het, is 15 keer groter as Angola se. So, dis maar 'n druppel wat uit Angola uitkom, maar nou is Qatar se gasvelde gebom, en hulle praat van 3 tot 5 jaar voordat dit weer in volledige werking is. So hulle het 'n force majeure verklaar, wat beteken, hulle kan nie hulle kontrakte lewer nie. Onthou, alles hardloop op handel, it's the law of the sea. En dan 90% van die wêreld se LNG, se liquid natural gas, het letterlik oornag verdwyn, toe Iran hierdie gasbronne van Qatar gebom het. En dit het gebeur nadat die Joodse staat Iran se gasvelde gebom het. En hulle nou ook sukkel om die hoeveelheid gas te lewer wat hulle graag wil lewer, alhoewel die hele Iran hardloop op hulle eie gas. Dit wat hulle produseer, gebruik hulle 90% van. So as jy hulle gasvelde van die tafel afvee, wel, dan het hulle eintlik nie meer krag nie. Reg, nou goed. By Angola, soos ek sê, gaan dit oor hulle se korridor. En lyk vir my, by Walvis Bay wil die VSA 'n 300 miljoen liter fuel depot oprig, waarmee hulle onder andere hierdie hele westelike hemisfeer of die westelike deel van Afrika kan help voorsien met 'n reliable, 'n betroubare petrolbasis, ook vir lande soos Zim en Botswana en Zambië wat landlocked is. Hulle het nie hulle eie hawens nie. Hulle praat van 45 miljoen people wat dan kan baat vind by so 'n energie, gas, petrol hub of 'n reserve wat hulle dan by Walvis Bay wil oprig.
Nou die Chinese is wel betrokke in Suidwes, maar wat hulle nou sê oor die ding, die weet ek nie. Die Chinese is nie ouens wat onmiddellik oorgaan tot militêre aksie nie. Hulle moet regtig gewurg word voordat hulle sal oorgaan tot militêre aksie. Hulle sal eerder dinge doen soos die geld weerhou byvoorbeeld van Suidwes of dalk van Angola om 'n ding reg te kry. Nou goed, ons kom aan. FSA se korridorplanne vir RSA. So hulle het al begin met hierdie Rare Earth project van $50 million equity investment in Palabora. Dan wil hulle die Trans-Kalahari Railway oprig van Johannesburg na Walvis Bay. En dan is hier interessant, daar is 'n Saldanha Prosperity Proposal op die tafel van 'n private Afrikaner business vir 'n special economic zone by Saldanha. Wie dit is, weet ek nie. Ek het toe nou nog nie vrae gevra nie. It's just too much for me. So ja, die hele Weskus, saam met Suidwes, saam met Angola, is major business. Nou, toe vra ek, wat doen die Chinese in die Noord-Kaap? Toe sê sy nee, daar is die volgende projekte, is die Redstone Solar Project, wat 200,000 huise kan voorsien van krag. So is 'n massiewe solar projek. Dan is daar die De Aar Wind Farm, wat 300,000 huise kan voorsien van krag. Dan is daar die Mooiplaas Solar 240 megawatt photovoltaic plant. Ek het nie idee wat dit is nie, maar dit klink vir my soos krag. En dan is daar die Green Hydrogen Hub, die Boegelbaai project, waar hulle dan hierdie green hydrogen wil export, onder andere ryk vir my, na Europa toe. En dit gaan groot geld maak. Verder het hulle 'n PPC sementplant opgerig van R3 biljoen, wat 1,5 ton annual capacity het. En dan is daar die Steenkamps Rare Earth, lyk soos 'n myn, 350 km noord van Kaapstad, wat hulle sê die world's highest grade deposits het. Maar nou weet die mense nou nie van wat nie, maar hulle het 'n plan. So, dit is hoe die dinge in die Noord-Kaap lyk. Nou wil ek vir jou sê, moet nou nie hysteries raak nie. Moet nou nie bekommerd raak nie, moenie hysteries raak nie. Raak doodstil en rustig. Voor ek vir jou begin preek, ek gaan nou vir jou preek. Alraai, ek byt net so vas. Want ons net gou klaar maak by die ekonomie, dan gaan ek vir jou net vinnig 'n preekie lewer, wat ek jou net moet inpraat, want ek verstaan waar's jy hoor al hierdie dinge en dan raak mense bietjie hysteries. Toe gaan vra ek vir haar, toe sê ek maar daar's 'n profesie wat gesê is dat Angola word gedestabiliseer. Hulle die elites vlug hier na Suid-Afrika toe. Daar's major Amerikaanse troepe word ontplooi. Hulle kom hier in by Kaapstad. Hulle hardloop op soos 'n klomp springkane om iets te gaan doen daar. En ek het dit spesifiek gesien in die tyd dat ek vlug Suid-Wes-Afrika toe vir my lewe. Ek het dit onlangs gesien. Einde laas jaar het ek gesien, ek moet Suid-Wes-Afrika toe gaan, want my lewe is so in gevaar dat ek nie kan funksioneer van Suid-Afrika af nie. So, dit het ek baie duidelik gesien. En toe sien ek in daai tyd, sien ek dat die Amerikaanse troepe gaan op en dit het alles te doen met Angola en die gas en die oliereserwes daar. Dit het God vir my gewys. So weer eens, hy wys ook net so ou stukkie. Jy moet nou self gaan navorsing doen. En dit moet wees in die tweede helfte van hierdie jaar. Ek skat, Augustus, September se kant af, van daar af, sal ons sien dat hier groot roeringe is met betrekking tot Angola. En dit het baie te doen met Angola se verkiesing in 2027, maar ek dink nie hulle gaan wag vir 2027 nie. Hulle gaan vroeër dinge doen. Onthou, verkiesings is ideale geleenthede vir die destabilisasie van lande. Nou hierdie president João Lourenço, hy is nou al van 2017 in beheer. Hy is nie baie gelukkig met hom nie. Die Angolese wissel tussen ons is kwaad vir China en ons kwaad vir die VSA, maar dit gaan nou daaroor, ek dink dat daar baie diefstal en korrupsie is, en die prosperity waarvan hier gepraat word, wat ek nou alles hier vertel het, van die billions en billions en billions of dollars, kom nie by die gewone ou uit nie.
Reg. So ek het vir haar toe gevra, wat kan gebeur om Angola te destabiliseer? Toe sê sy wel, daar kan 'n militêre staatsgreep plaasvind van 'n elite groep. Angola is over-reliant on oil, so as die oliepryse regtig 30% val, dan val hulle ekonomie. In Junie 2025 was daar reeds opstande as gevolg van 'n ekonomiese swaar kry in Angola, waar die veiligheidsmagte 30 doodgeskiet het. En dan is daar die Cabinda Separatist War. Nou die Cabinda provinsie was daar nog al die jare moeilikheid, maar hy is baie ryk aan oliebronne. So dit kan wees dat daar en dit is hoekom nou weer eens kom ons nou terug na ons moet die berigte monitor. En julle moet help kyk, want Deborah kan nie oral wees nie. Dat ons hierdie dinge monitor, want ons gaan definitief sien dat daar roeringe plaasvind, want ons weet daar kom 'n destabilisasie van Angola. En die vraag is, wie gaan daar oorneem? Is dit UNITA? Is dit 'n ander groep? Is dit 'n meer 'n diktator? Wat gaan daar gebeur? Maar dit klink nie vir my asof dit kan wees dat die VSA die plek destabiliseer sodat hulle militêre oorname daar kan doen. Dit kan wees dat hulle voel dat hulle is moeg vir MPLA, want hierdie Angolese regering sit op die draad, in plaas daarvan om 'n radikaal standpunt in te neem teen China en Rusland. Dit kan wees dat hulle dan die land so destabiliseer, en die doelwit is dan nou juis om troepe in te stuur, om amper 'n militêre regering daar te stel, soos wat hulle gedreig het om te doen met Venezuela aan Maduro. Goed, daar kan 'n militêre staatsgreep plaasvind, DRC se oorlog kan oorspoel na Angola, toe sê die AI. Nou ons weet daar's 'n proxy training van Angolese weermag deur die Pentagon. Ons weet daar's hierdie $100 miljoen mining guard wat die VSA wil opsit in DRC, wat 'n proxy weermag is. En ons weet dat die Special Forces het joint military exercises sedert 2022 met die Angolese weermag, waar hulle meer as $17 miljoen gespend het op training en equipment. En dan is daar 'n baie belangrike ding, 'n CIA het in die verlede UNITA befonds, seker ook met nie net geld gegee nie, seker ook wapens en opleiding. En nou, soos ek sê, in Augustus 2027 is daar 'n verkiesing. In Desember 2026 moet MPLA met 'n nuwe kandidaat na vore tree, want hierdie Lourenço kan nie nog 'n termyn verkiesbaar wees nie. So daar moet 'n ander ou in plek gesit word wat by hierdie president kan oorneem. En dis hoekom ek sê, ek dink al teen Desember 2026 gaan daar groot roeringe wees in Angola, en ek dink nie hierdie ouens gaan wag vir 'n verkiesing in Augustus 2027 voordat hulle moves maak nie. Ek weet nou net nie wie die moves gaan maak nie. Daar is reeds buitelandse inmenging in die verkiesing gewees. Daar is 2 Russe gevang onlangs, en wat hulle van beskuldig het, dat hulle deel is van, lyk vir my, van die Wagner groep, en hulle moet nou verhoor word, want hulle is betrokke by destabilisasie van Angola. Nou dit maak sin dat Rusland dalk radikaal betrokke gaan raak daar, om om die VSA se mag daar te werk. Nou, soos ek sê, tussen UNITA en MPLA is daar maar 'n 7% verskil. Dit wil sê, dis 'n kop-aan-kop reis vir die verkiesing. En die VSA ambassadeur het nou die dag, lyk vir my 2025, die leier van UNITA gaan ontmoet, 'n bietjie met hom om 'n tafel gesit. En lyk vir my, hulle het geld gegee aan UNITA vir die verkiesing, die VSA nou, en die VSA en dan gebruik UNITA baie van dieselfde slogans as die Amerikaners, Make America Great en Make Angola Great, die tipe van ding. Dit is nou nogal wat ek opgetel het. Ek het dan spesifiek na die berigte gaan kyk, sy het vir my die link gegee. Toe vra ek vir haar nou, maar verduidelik vir my van M23. Skus tog ouens, daar's nog 5 of 10 minute oor, jy moet vasbyt. Toe vra ek nou, maar verduidelik vir my van M23 en Rwanda en die rebelle daar en so aan, want hulle
het sekere van daai myne oorgevat in die DRC en hulle steel grootliks nou daai minerale en dit word geëksport na onder andere Uganda toe en Rwanda wat dit dan nou eksport na die Jodestaat toe en na Europa toe. En wat ek sê toeval, maar ek het die berigte gesien dat die Jode, die IDF, befonds en bewapen die Rwandese weermag. En die M23 rebelle is 'n groot deel van hom is Rwandese weermag en ek glo ook die IDF is betrokke by die opleiding van M23. Nou op so 'n mate hou hulle natuurlik die Chinese en die Russe op hulle plek as gevolg van hierdie aanhoudende onrus. Maar ek meen daar moet 'n beloning wees en die beloning is die minerale wat hulle so steel. En toe sê sy ja, in 2022 alleen het die IDF $23 miljoen se wapens verskaf aan die Rwandese weermag. Hulle gee opleiding aan die Rwandese weermag. En dan is daar 'n maatskappy met die naam Remco. Dis 'n Rwanda wapenfabrikant. En hy produseer wapens vir Israel in partnership, of hy produseer wapens in partnership with Israel. Nou die Joodse staat is die 7de grootste wapen produseerder en verkoper in die wêreld. En ek sê vir jou, hulle het niks om mee wapens te maak nie. Dis 'n woestynwapen, is dit so, hulle moet alles steel. Hulle moet iewers alles hierdie goed prokeer, hulle moet dit van iewers in die hande kry. So, ek moet, want hierdie wapens hardloop op rare earth minerals. So waar moet jy dit kry? Wel, jy moet dit iewers gaan haal. As jy dit in China gaan koop nie, dan moet jy dit gaan haal in Afrika. Jy moet dit iewers gaan kry. Anders kan jy nie die 7de grootste wapenfabrikant in die wêreld wees nie. Ek meen, dis mos onlogies. Jy is dan net so klein landjie, so groot soos 'n posseël. Nou, dit het baie hiermee te doen. En so die IDF help met die smokkel van minerale van Rwanda, van die DRC na Rwanda toe, en dan van daar af word dit weer uitgevoer. Israel is in 'n mate 'n proxy force teen China, en die VSA is baie anti-Rwanda en het hom begin sanksioneer. So dit lyk asof die Jode en die VSA hier teenoor mekaar staan in terme van bronne en wapens en weermag en myne. Stem julle met my saam? Nou, soos ek sê, die DRC voorsien 70% van die wêreld se kobalt, hy voorsien koper, koltan en ek wonder of hy nie ook lithium voorsien nie. Nou, hulle sê die VSA se rare earth mineral stockpile is baie laag, hulle het maar 2 maande se voorraad. Nou, in hierdie Rwanda DRC krisis, hierdie drama wat hulle het, want dit gaan oor die steel van die myne, die beheer van myne, is daar 'n Joodse mynmagnaat met die naam Dan Gertler. En hy smokkel minerale van die DRC na sy bronne toe. So hy's nou eintlik 'n groot stok in die speek van die VSA. En die VSA het preferential access gegee aan VSA companies in ruil vir geld vir security support. So die Amerikaners het hulle maatskappy gesê, luister, man, as julle geld gee vir hierdie weermagte wat ons hier wil oprig, dan kan julle myn. Ons gaan dit vir julle moet help met die opleiding en die wapens en die gelde, en daai myne wat dan nou vrykom, is julle sin. Julle kan lekker groot geld maak en uitvoer, ons gaan julle nog help ook. Dan is daar die Lobito Corridor wat die VSA daar gestel het, die Mining Guard, die proxy weermag wat die VSA gestel het in DRC, en dan is daar iets wat na vore kom, waarvan AI praat, is die $7 billion Volt Project. Ek vra toe, wat is dit? Toe sy gaan kyk na die bedrag, maar dit is groot bedrag. Daar is 'n Project Volt. En hierdie is baie interessant, want soos ek sê, niemand praat hieroor nie. Dis vir my absoluut nuus. Ek kry so 'n bietjie aan skok. Project Volt is 'n plan van die VSA van die stockpiling of critical minerals wat met 'n waarde van die insurance plan was $12 billion. En dit is die grootste plan op die tafel vir critical minerals since the Korean War. Nou, ons praat van amper 100 jaar gelede. Hulle het hierdie massiewe lening gekry by Exim, by een van die groot Amerikaanse export-import banks. En hulle het hierdie ooreenkoms met Amerikaanse maatskappye, naamlik
Julle gee vir ons wat julle nodig het, julle het 'n shoppinglys nodig, julle soek soveel kilogram van dit en dat en daai en wat ook al, né? En ons gaan dit vir julle kry. Natuurlik via, julle moet ons befonds vir wapens, opleiding, ons gaan die proxy weermag daar stel, ons gaan die infrastrukture daar stel, julle moet net sorg dat julle nou die gelde gee, en wanneer die kontrakte loskom, het julle eerste dips, julle kan eerste 'n kontrak vat. Nou die plan is dat die FSA dan nou hierdie minerale invoer, en dit dan oral in die FSA stockpile in volts, né? Nou dis seker nie die rou produk nie, moet seker die gaar produk wees, menende die produk wat reeds, dat hulle hom reeds kan gebruik. Ek weet nie hoe werk dit nie. Ek het nie idee waarvan ek praat nie. Ek verstaan as jy goud uit 'n rots uithaal en dan gooi jy dit in baars en dit kan jy verkoop. Dit maak vir my sin, maar hoe hulle met hierdie goed werk, weet ek nie. Maar ek meen, hulle moet op 'n manier met dit werk, want hulle sit dit in hierdie groot Messila hardloop alles byvoorbeeld op silwer onder andere. 23 kg silwer per mesiel, omdat hy so 'n goeie geleier is van elektroniese en elektriese aktiwiteit. Byvoorbeeld, so dit is waarvan hulle praat. So hulle het hierdie volts wat hulle wil oprig, lyk vir my 1 in die DRC, en van daar af wil hulle dit skuif na Amerika toe, en dit is 60 minerale wat dan nou in hierdie volts lê, en dan het hulle 'n 60 dae buffer stockpile. Menende, ons beskerm ons motorfabrikante, die electric vehicle fabrieke van Elon Musk, die datacenters, die wapenstelsels, die selfone, die batterystelsels, beskerm ons teen krisisse in die wêreld, deurdat ons 'n stockpile het van 60 dae vir 60 baie rare earth minerals, wat ons ekonomie nodig het, die Amerikaanse ekonomie nodig het, om voort te bestaan as 'n superpower. Dis min of meer hoe ek dit het, reg? Goed. En soos ek sê, ek het daartoe gevra, maar die ding kan mos nie, hierdie kite kan mos nie vlieg nie. Aan die een kant het jy die Jode en die IDF wat besig is om op groot skaal te steel, by Rwanda, minerale vir hulle doeleindes, en Europa vir hulle doeleindes. Europa het 'n ooreenkoms met Rwanda vir die uitvoer van hierdie goeders. En Rwanda het nie die bronne nie, so hulle steel dit by DRC se myne. Dit is hoekom daai massiewe weermagstelsel van die M23 rebels is in plek. Wat natuurlik gesponsor word deur ander groepe, onder andere Europa, want hulle betaal vir die minerale, en die Jode staat, en die Joodse weermag. Toe sê ek, maar die kite kan mos nie vlieg nie. Dis mos nou common sense, want is letterlik die FSA wat die DRC wil insluk, met Angola, met Suidwes, en ek wil amper sê die Noord-Kaap, want hulle het die energie nodig om hulle dinge te doen, en ek sê vir jou, hulle is nog nie openlik oor dit wat onder die Noord-Kaap se vlaktes lê nie. So, hulle hou daai sweetie van Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse sweetie, hou hulle vir heel laaste. Dit is wat my common sense vir my sê. Jare terug met 'n geoloog gepraat. Toe sê hy vir my, Vrystaat is vrot van die uranium. Nou, hier is natuurlik baie meer goed as net uranium. Dit word maar net nie vir ons vertel nie. So, dan praat ek nou nie eers van die Suidsee roete nie. En dit gaan, soos ek sê, dit gaan oor hierdie westelike deel van Afrika, want dit is hoe jy die goed uitkry. Dit help nie jy myn dit en jy kry dit nie uit nie. Dit help nie jy myn dit en 'n ander shot steel dit nie. Dit is counterproductive. En dit help nie, jy het hierdie vreeslike weermag, proxy weermag wat jy oprig in DRC, jy het hierdie monopolie wat jy besig is om te bou om hierdie myne, 22 mynprovinsies wil jy insluk, jy gaan hulle onder beheer van hierdie Amerikaanse proxy weermag plaas, en dan gaan jy die land leeg steel vir al jou doeleindes, want jy moet hierdie superstelsel van AI en jou bankestelsel en die petrogas dollar en al daai dinge wat jy in stand hou, en hier kom die Jode en hulle steel dit nie. Dit kan ons nie werk nie.
So een of ander tyd moet die twee magte teenoor mekaar staan. Een of ander tyd dan werk die somme met die geld nie meer uit nie, met die ekonomie nie meer uit nie. Want as die FSA dan alleen eienaar en alleen monopolie wil wees van baie van hierdie minerale en gas en oliereserwes in die wêreld om sy ekonomie aan die gang te hou, wel dan kan hy nie sit met 'n pirate state soos die Jode wat ook hulle ding wil doen nie. Hulle gaan die Jode uitverkoop. Iewers along the way gaan hierdie kite nie meer vlieg nie. Hoor wat ek vir julle sê, want ek vra toe vir haar vir artificial intelligence, dis sê ja, sy sien dit ook so. Dit kan nie 'n permanente oplossing wees nie. Op hierdie stadium gebruik die FSA M23 eintlik indirek as 'n rebellegroep, as 'n mag om die Chinese te beperk met betrekking tot hulle bedrywighede in DRC. Maar wanneer hulle proxy weermag sterk genoeg is in DRC, wel dan gaan hulle die Chinese uitdruk. Hulle gaan M23 crash, en hulle gaan die Rwandese se lekker lewe afsny. En jou moet ek Rwanda ook insnik. So iewers moet daar 'n ding kom, maar hoe dit gaan gebeur, die weet ek nie. Vader is wonderlik in beheer, maar nou wil ek jou moed inpraat. So hier kom die preek. As jy nou wil afsit, is nou is die tyd om dit af te sit, hè? Die preek is eenvoudig dit. Dit maak absoluut sin dat die FSA met die boerevolk om 'n tafel gaan sit in die Noord-Kaap. Want die FSA het belê in die Zulus. Om hulle dinge vir hulle te doen. Die Zulus moet die regering lig en dan sal hulle met die Zulus om 'n tafel sit en die tipe van ding. Dit is eintlik wat die plan is op die tafel. Die Zulus moet nou die ding doen en dan kan die Britte en die FSA inbeweeg en eintlik 'n Doringbos regering in plek sit. Maar die Zulus wil nie die hele land hê nie. Hulle soek Natal. Hulle veral as hulle nou nog Zuma uit die prentjie uit verwyder, gaan daar nie by die Zulus hierdie idee wees van president Zuma gaan nou weer regeer nie. Hulle soek Natal. Hulle gaan die blankes daar uitdryf, hulle gaan probeer om die Indiërs daar uit te dryf om Natal te vat vir hulle self as 'n area waarin hulle kan leef en woon en nog groot geld kollekteer van buitelandse maatskappye af. Want sieners sê pertinent, die Zulu-bees draai om en gaan terug in die kraal in. En dit het Vader vir my gewys. Vader het vir my gewys, die Zulu-meid stel nie belang om die pad end uit te loop saam met die FSA nie. God het dit vir my gewys, seker al 2 of 3 keer. Met die gevolg is, die FSA sit met sy vinger in sy oor, en hy moet 'n plan dan maak, en sy plan, die volgende plan op die tafel is die boerevolk. So nou die boerevolk het die onttrekking gedoen Noord-Kaap toe, waar onder andere al hierdie solar projects en wind farms en what have you is, en hulle gaan sit om 'n tafel met ons, en sê luister, die Chinese het ons heel moontlike bloedneus geslaan dalk in Angola, of in Suidwes, of wat ook al, en ons moet hierdie plekke terugneem, want dit het alles te doen met ons ekonomie, en die Zulus het ons nou 'n put gedruk, en so gaan julle ons help. Ons gaan julle help met wapens, ons gaan julle help met finansies, ons gaan help met kos en mediese whatever, ons wil net weet, staan julle saam met ons? En dan sê ons, ja, dis reg, want ons het aangevoel nie 'n keuse nie, maar dit is beter om saam met die FSA te staan, as saam met die Doringbos regering. So, in die FSA en die Doringbos regering, hulle skeer. So, die FSA verloor sy bondgenote. Europa beteken niks nie, hulle kry die pak slaaf van hulle lewe by die Russe. Al wat iets daar beteken is die Duitsers. So die Duitsers en die FSA staan baie mooi saam, daar kom 'n vreeslike regse Duitse regering in plek. En dan kry jy hierdie probleem van die Chinese is betrokke, die Britte het hulle in die rug gesteek, en nou wat nou? So nou moet hulle 'n ander proxy weermag kry, hulle moet met 'n ander groep werk, en dan kom sit hulle met ons om 'n tafel. En dit maak dan sin dat die Noord-Kaap hierdie hub word, hierdie groeipunt word van 'n toekomstige boerevolk,
in terme van landbou, in terme van water, kosproduksie vir die wêreld. Want hierdie Redstone Solar Project, ons hoop nou maar die asteroïdes sal dit mis, en die Daar Wind Farm, daai goed as dit behoue bly, as dit reeds up and running is en dit bly behoue, dan het ons 'n gridstelsel waarmee ons kan werk. Daar is 'n gridstelsel waarmee ons aan die gang kan kom in die Noord-Kaap, wanneer al hierdie moeilikheid oor die aarde kom. En as jy nou daarby insluit dat Kaapstad sink, al die kusvlaktes is onder water, die Weskus reis uit die see uit, honderde meters in die lug en op, hy maak hierdie massiewe kraan, soos wat ek nou al vir julle mooi verduidelik het wat gaan gebeur. En dan is Suid-Afrika 'n baie ideale plek. Voeg daarby God, die Duitsers kom en hulle vat Suidwes terug, ons vat Angola saam met die Amerikaners terug, Zambië vat ons vat Botswana, al hierdie ouens hardloop, want God sê hulle gaan vlug, want hulle sien hier kom vreeslike dinge, dan hardloop hulle, die swartes is bygelowig, die hele Oos-Afrika sink weg, dan bly hierdie hele area oor hierso. En dit raak dan 'n baie belangrike ekonomiese hub, maar alles werk van landbou af. Jy kan nie hierdie ander goed doen as jy nie landbou het nie. En dit maak dan sin, hoekom die Noord-Kaap eintlik alreeds van hierdie goed is klaar in plek. Dis klaar in plek. Dis nie nodig dat iemand dit nog bou nie, dis klaar in plek. Ander mense het dit vir jou gebou. En dit laat my dink aan wat die Bybel sê. Die Bybel sê op 'n stadium sê hy vir die Israeliete, hy sê, gaan hier in land Kanaan en dan vat julle, maak hulle dood, dan gaan bly hierdie wingerde en vrugteboorde het julle nie geplant nie, maar ek gee dit vir julle. Hierso. Nou sê ek vir julle, ons het nie hierdie struktuur het ons nie opgerig nie. Die Chinese het onder andere dit opgerig. En dit is, Vader gaan dit vir ons gee. Deur dat die VSA heeltemal hysteries is oor die Chinese wat op 'n stadium in Suider-Afrika intrek, en die Chinese wat hulle projekte wil oorvat, en die Russe wat hulle projekte wil oorvat. Want as die VSA nie hierdie projekte van hulle aan die gang kan kry nie, is hulle 'n dead dog, hulle is so 'n dooie hond in die water, ou maat. So hulle moet hierdie dinge doen. Wat beteken, hulle sal bereid wees om 'n alliansie te maak met ons, en sonder daai bondgenootskap sal ons nie regtig hierdie dinge kan oorleef nie. So Vader moet dit vir ons bring. Ja, so dis my kort en my lank, ek is jammer ek het so lank gepraat. Maar as jy verstaan wat ek vir jou sê, dan gaan jy nie hysteries raak nie. Die Bybel sê, hy sê dit so mooi, hy sê, die wat glo, sal nie haastig wees nie. Nou, ek het altyd gesê dit het te doen met 'n onttrekking, en ek sê dit steeds. Maar ek wil verder gaan. Ek wil vir jou sê, nadat ons onttrek het, sal ons nie haastig wees nie. Jy sit rustig en jy kyk hoe God hierdie magte skuif, en dit sê Blikstream Dromerok. God het vir hom gesê, luister, hierdie ouens dink hulle maak hulle eie skuwe. Hy sê, ek lag vir hulle, ek maak die skuwe. Dus hulle doen wat ek vir hulle sê om te doen. En dit kom nou weer terug na hierdie goed toe. Hierdie stelsels, baie van hierdie stelsels lyk vir my klaar in plek in die Noord-Kaap. Ons kan dit net oorneem en daarmee verder gaan. En ja, hier kom groot dinge, Vader moet vir ons maar deurdra, maar die stelsel, die planne is eintlik klaar in plek. Om van hier af dit verder te implementeer oor die volgende 10 of 20 jaar, is nie 'n onmoontlikheid nie. Dit kan gedoen word, maar dit alles begin by landbou, wat beteken in 'n wêreld wat ineenstort ekonomies en nie kan eet nie, kan die Noord-Kaap dan hierdie kos voorsien aan die wêreld met behulp van die VSA in hierdie baie moeilike tyd. En dan lyk vir my sal ons daarom nou krag hê vir huise. Ons kan dan 500,000 huise hanteer in die Noord-Kaap. Ons sal seker moet gaan bou ook, ek weet ook nie. Want hierdie stelsel is klaar in plek van hierdie solar en wind farms. Want onthou, Kuiberg gaan nie kan werk nie,
En die land stort ekonomies op 'n stadium so ineen dat sy kragstasies nie werk nie. Maar hierdie ander goed is reeds in plek gesit. So hou goeie moed. Die wat glo sê die skrif sal nie haastig wees nie. So ons is nie haastig nie. Ons sit terug en ons wag dat Vader vir ons die werk doen. Hy het gesê, al wat jy met ons doen, ons moet terugkeer na die wet en ons gaan in rus in. En dit is wat ons gaan doen in die Noord-Kaap. Verder loof en prys ons vir Jesus vir alles wat hy vir ons in plek sit, dat ons nog kan eet 2 of 3 keer 'n dag. Nou ja, ek groet julle, ek is Deborah de Rigter. Hierdie is 'n baie belangrike audio. As jy hom kan, stuur hom tog aan vir vriende en familie. Miskien is daar een wat belangstel om te luister.